wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuurrood van U heiligheid. Kom voor my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Goeiemôre gemeente. Het is lekker om so baie gesinne en mense vanoggend hier so te sien. Baie welkom vir die wat vanoggend die eerste keer hier saam met ons is. Julle sal nou nog bietjie sien hoe die banke so knit one slip one is. Maar vir nou is dit veiliger vir ons almal om by mekaar te wees, maar net so bietjie van mekaar af. Ons wil julle baie hartlik welkom heet vanoggend en wil julle sommer uitnooi om lekker saam met ons te sing vanoggend. Johan skryf so 'n bietjie eksamen en ek dink vir die hoërskool en laerskoolkinders en hulle ouers is dalk al so 'n bietjie 'n gevoel van jy weet die eksamentyd kom al nader. Maar kom ons ontspan lekker vanoggend in die Here se teenwoordigheid. Kom ons fokus op die Heilige Gees. Kom ons luister net na 'n bietjie wat die Here vanoggend vir ons op ons harte wil kom lê. En probeer saam sing so lekker as wat jy kan daar agter jou masker. Gaan ons staan, Jaco? Moet ons eers sit? Kom ons sit maar eers. Ek sal vir julle aandui wanneer ons kan staan, hoor.
Waterfontein van owe, hier laat ons vloei in elkort. Skenk die beloofde verkoeking, kom en bevestig u woord. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome o Heer. Skenk ons die strome o Heer. Skenk ons die strome o Heer. Kan ons dalk miskien vra dat ons almal staan? Staan. Here kom na u, neem my hart verander my. As ek u ontmoet, vind ek rus by u. Want Here, ek het ontdek dat as ek aan u voete bly, sal my twyfel wyk vir die krag van die liefde. Hou my vas, laat die liefde my ontvou. Hou my vas, naby aan u hart. Ek voel die krag en vlieg hoog soos 'n arend. Dan swyf ek op die wind, op die vlerke van die Gees en die krag van die liefde. Hier vertoon u mag, u heerlikheid en u gesag, sodat ons die liefde kan voel in ons. Hier leer ons u wil ken, elke dag u stem te hoor, sodat ons mag lewe deur die krag van die liefde. Hou my vas, laat die liefde my ontvou. Hou my vas, naby aan u hart. Ek voel die krag en vlieg hoog soos 'n arend. Dan swyf ek op die wind, op die vlerke van die Gees en die krag van die liefde. Hou my vas, laat die liefde my ontvou. Hou my vas, naby aan u hart. Ek voel die krag en vlieg hoog soos 'n arend. Dan swyf ek op die wind, op die vlerke van die Gees en die krag van die liefde. Dan swyf ek op die wind, op die vlerke van die Gees en die krag van die liefde. Baie dankie, kom maar sit.
Baie welkom, ook van my kant af. Is lekker om te sien dat daar 'n paar nuwe gesigte is, ou gesigte wat ons Maart maand laas gesien het. Dit is darem maar net anders om in die kerk te wees en is anders om, miskien nou nog die preek is nou nog een ding, maar om saam te sing, om daar voor die TV te sit en almal, jy voel so selfbewus en jy sit maar die klank lekker hard as jy sing, dat niemand toch hoor hoe jy klink nie. Daarom net anders in die kerk. So jy kan vanoggend jou masker afhaal. Die reëling in ons kerk, jy kan om 3 voorwaardes. Jy moet of preek, of jy moet voorkom sing, of jy moet beloof dat jy jou asem gaan ophou vir die res van die diens. In daai geval mag jy jou masker afhaal. Kom ons hou maar die sosiale afstand. Ons begin vanoggend met 'n reeks wat gaan oor die onbekende mense in die Bybel. Die onbekendes, die mense waaroor nie baie gesê word nie, wat baie min van is. En ek wil graag vanoggend stil staan in Konings, hoofstuk 5. Dalk is dit 'n persoon wat jy al raak gelees het in die Bybel. Hierdie week het ek gaan besoek aflê by Witpoortjie se predikant Japie Steyn. Sy vrou is baie skielik oorlede so 2 weke terug. En toe het ek bietjie by hom gaan kuier en hy het vir my toe gesê, een of ander predikant het hom ook gebel, 'n vriend van hom, en vir hom gesê, jy is nou soos 'n blinde mens. Jy weet nie waar om te loop nie, jy kan nie sien nie, en al wat jy kan doen, is om jou hand in die Here se hand te sit. Hy sal jou lei. En dit het my so laat dink hoe aan daai gedeelte van die bergpredikasie wat sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is jy, as jy jou hand begin in die Here se hand sit en hy jou lei, dat jy op paaie kom, in sy geval om nou sonder sy vrou en sy steunpilaar te kan leef, daai gevoel van nou kan ek net my hand in die Here se hand sit. Miskien is dit jou omstandighede bietjie anders te syne dalk, maar ook daai begeerte. Here, ek weet nie nou in hierdie ekonomiese tyd, ek weet nie nou in my omstandighede nie. En hoe meer blind ek voel, hoe meer sit ek my hand in die Here se hand en hy lei. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God, my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en sing ons lekker hard saam aan ons loflied.
Ons lewe in 'n wêreld waarin daar soveel bekende predikers is en soveel bekende gelowiges en mense wat hulle self die titel profete gee. En wanneer hierdie bekendes, Joyce Meyer, Joel Osteen in ons eie land Angus bekend, as hulle preek, dan stroom mense. En 'n mens kan dit verstaan, want dit is goeie predikers. Hulle kan hulle woord goed doen. Hulle laat mense lag en hulle laat mense huil en hulle lei regtig mense. Die Bybel is ook vol bekendes. Abraham en Dawid, Paulus, bekende figure. Maar baie keer is daar in die Bybel mense wat jy nie baie van hoor nie. Daar's net 'n vers of 2 wat oor so 'n persoon baie keer gesê word. En ek wil graag vanoggend saam met jou stil staan by een van hierdie persone. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Onse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend kan saam wees as gelowiges. Dankie dat ons ook deur die video ook baie ander van ons geestelike gesin kan laat deel maak vanoggend. En dat ons vanoggend voor U kan neerbuig. Here, dat ons het so behoefte as gelowiges om vir U te sê dat U heilig is. Ons het so behoefte vanoggend as ons saamkom om U naam te eer en groot te maak. Ons het so diep behoefte, ook in hierdie dae waarin ons lewe, om te bid, sal U koninkryk laat kom. Sal U dat die lig deurbreek in die plek waar ek werk, waar ek leef, waar ek my stokperdjie beoefen, sal U koninkryk laat kom. Ons wat in 'n land leef wat die afgelope tyd so blootgestel is aan geweld en aan misdaad en aan korrupsie, dat daar soveel in ons land kampe is van mense wat teen mekaar opstaan en mense wat sommer net maklik die woordjie burgeroorlog gebruik. En daarom kom ons ook vanoggend voor U neerbuig. Ons kom vir U dankie sê, Here, dat dinge wat daar in die Senekal hierdie week was, dat dit uiteindelik nie tot geweld gelei het nie. So baie mense het gebid daarvoor. En elkeen het maar sy standpunt en elkeen het sy mening en baie mense het seer en is kwaad en ons wat nie daaraan blootgestel is om 'n boer op die plaas te wees en blootgestel is aan geweld in jou familie, verstaan dit nie altyd so nie. En tog wil ons kom vra, Here, dat U vir ons sal vashou, dat ons hart voor U sal oopmaak en dit wat seer is, sal gesond word. En dat ons ook vanoggend, wanneer ons na U woord kyk, ook bewus word dat U ook besig is, nie net met ons land nie, maar met die hele wêreld, dat U op pad is, dat U met my besig is, dat U met my huwelik, my gesin, my kinders, my ouers, dat U besig is. Daarom bid ons dat U wil sal geskied. Soos wat U koning in die hemel is, en soos wat almal U eer en al die engele voor U neerbuig, bid ons dat iets daarvan sigbaar sal word hier op aarde. En die een plek waar dit sekerlik behoort sigbaar te wees, is tussen ons gelowiges, tussen die kerk, oor die hele aarde. En dat U waarheid ons sal lei. Ons aanbid U. Amen. Die gedeelte 2 Konings 5 wat vertel van die Arameese se hoof van hulle weermag, die tweede in bevel van die land, net onder die koning Naaman. Jy ken waarskynlik al hierdie verhaal. Die verhaal van Naaman,
die hoof van die leer van die koning van Aram, wat 'n gesiene man, wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameer se jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. En die Arameese koning het gesê, gaan gerus, sê die koning van Aram, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kilogram silwer en 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel gebring en die brief het so gelei, ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. En wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Nou moet jy weet, daar was nou net 'n oorlog tussen hierdie konings gewees. En die Arameese koning was baie sterker en hy het die mense, die Israeliete verslaan. Strooptogte het plaasgevind. En nou vind hierdie insident plaas en nou stuur hy die hoof van sy weermag na die koning van Israel en hy sê vir hom, toe, maak jy hom nou gesond. Vers 7, toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur, om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom, dat die koning van Israel sy klere geskeur het, en het die boodskap aan die koning gestuur, hoekom het u klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, dis nou by Elisa se huis, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep en dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvan af weg teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy dit eenvoudig vir iets gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daar gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Ons sal hom graag almal wil weer so 'n vel hê, soos 'n klein seentjie sin. En dan vers 15, hy het sy hele gevolg, het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk. 'n verhaal wat vertel van belangrike mense en onbelangrike mense. Mense wat 'n CV het, wat 'n klomp dinge kan skryf, en mense wat nie eens met die naam genoem word nie.
As jy so tussen die lyne deur hierdie verhaal lees, dan kom jy agter dat hierdie verhaal van Naaman wat hierdie gesiene man was, wat oorloë gewen het. Hy was letterlik in die sterkste volk op daai stadium in die wêreld, was hy net onder die koning gewees. En hy was met hoë agting beheen en sy opinie was belangrik gewees. Hy het 'n CV gehad wat seker so lank soos 'n mens se arm kon wees. Maar hy was melaats. Staan aan die einde van sy CV geskryf. En melaatsheid in daardie tyd kon beteken, het waarskynlik beteken dat hy sou doodgaan daarvan. En eendag is daar 'n gesprek in sy huis en in sy kombuis en die klein jong Joodse dienskneg meisietjie wat daar is, sê vir sy vrou van hierdie profeet wat daar in Samaria is en hy moet na daai profeet toe gaan. As hy net by daai manier kan uitkom, dan sal hy gesond word. En Naaman het na sy koning toe gegaan en vir hom gesê, jong, ek dink ek wil graag na daai land toe gaan. Die koning gee vir hom 'n brief en hy gaan dadelik na die koning van Israel toe. En die koning van Israel was ontsteld geweest want hy is geen geneeser nie. En toe vind Elisa daarvan uit en gaan hy na Elisa toe. En selfs hierdie Naaman was waarskynlik gewoon daaraan dat hy met groot oop arms geëer en ontvang word. En Elisa doen nie eers die moeite om vir hom die voordeur oop te maak en hom in te nooi nie. Hy praat nie eers met hom nie. Hy stuur net so boodskap saam met sy dienskneg Gehasie en gaan sê vir hom dat hy hom 7 keer in die Jordaan moet gaan bad. En ontsteld is Naaman, want hy kom 'n ver pad. Hy het nou net hierdie einste Jode op hulle neuse laat kyk in hierdie oorlog wat verby is. En nou word hy sommer so stief behandel. Niemand groet hom eers ordentlik nie. En dan kom hy uiteindelik in sy amptenare sê vir hom, maar doen dit tog maar. Wat is dit nou? Gaan bad jou 7 keer in die Jordaan. Dis tog nie so moeilik nie. Dan kom hy terug nadat hy gesond geword het. En dan kom sê hy vir Elisa dat ek glo in die God wat jy aanbid. Dis die enigste God. Nou wat net hierna gebeur wat ons nou nie gelees het nie, was hoe dat hy weer Naaman hierdie geskenke, die goud en silwer aangebied het in die 10 stelle klere aangebied het vir Elisa en weer het Elisa gesê ek soek nie jou geskenke nie. En hoe Gehasie sy dienskneg dan na die tyd teruggaan en sê hoorie wag, gee dit dan maar vir my as my Heer dit nie wil hê nie. As hierdie 'n verhaal, 'n toneelspel sou wees wat opgevoer sou word en jy het karakters gekies wat die hoofrolle van hierdie verhaal gespeel het, dan het jy waarskynlik jou beste akteur gekry om die rol van Naaman te speel. Want sy naam word baie genoem. Sy klere wat hy op die dekor verhoog sou aantrek, sou waarskynlik baie statig en blink en groot gewees het en indrukwekkend. En jy sou jou tweede hoofrol sou jy vir die koning gegee het van Aram, want hy's tog 'n belangrike koning, hy was die belangrikste ou in daai tyd van die wêreld gewees. En jy sou net so 'n belangrike akteur gekry het om die rol van die Israeliese koning te kry. En 'n goeie rol vir Elisa en Gehasie. Maar jy sien nou nie eintlik vir die meisietjie wat net so terloops genoem word, wat daar net 2 verse in die hele Bybel oor haar geskryf staan, sou jy nou nie eintlik baie geld spandeer het om so 'n groot akteur of aktrise vir haar te kry nie. Want al wat sy gedoen het is een gesprek in die kombuis van Naaman. As ek en jy na die wêreld kyk, en wie is die belangrike ouens, wie is die groot rolspelers in die wêreld, wie is die belangrike akteurs in hierdie wêreld waarin ek en jy leef,
dan is daar groot name. Maar in die toneelspel van God se koninkryk, is dit daai persoon wat niemand van weet, wat eintlik die hoofrol speel nie. Wat eintlik die belangrike ding doen nie. En ek wil graag vanoggend vir jou vra dat jy net so na 3 goeie saam met my sal kyk. Die eerste is dat die feit dat sy so onbekend was, hoe dit in haar guns getel het. Die feit dat sy haar hart voorberei was en self genees is voordat sy 'n rol kon speel. In die derde plek, hoe sy haar geloof uitgeleef het. Sy was in die eerste plek iemand wat maar onbekend was. Haar naam word nie genoem nie. Daar's net 2 verse oor haar. Ons weet nie wie dit is nie. Sy was 'n Joodse meisie gewees wat waarskynlik nog jonk is, wat niemand iets van gemaak het nie. En jy weet nou dat in die tradisie en kultuur van daai tyd was vrouens en kinders glad nie gelyk gewees met mans in daardie tyd nie. So niemand het eers gevra wat haar naam is nie. En tog, die feit dat sy in mense se oë en in die wêreld se oë onbekend was, beteken dit nie dat sy die hoofrol gespeel het eintlik in hierdie hele verhaal nie. Dat sy eintlik haar posisie gebruik het, wat so klein en so nietig was. Sy is maar in die kombuis waarskynlik, 'n diensmeisie. Dat sy haar posisie gebruik het om so 'n belangrike rol te speel, sodat uiteindelik hierdie Naaman, die tweede belangrikste ou in die groot Assiriese ryk, dat hy uiteindelik tot bekering gekom het en in God geglo het. En baie keer dan voel dit vir my en jou dat ek is nie so belangrik nie. Ek het nie so wonderlike getuienis nie. Ek is maar net hier in my wêreldjie. Ek gaan maar net aan met my. Ek is nie in belangrike besluite wat ek moet neem nie. Ek is maar jonk en ek is klein, ek is nog op skool. Die belangrike mense is die groot mense daar buite. En tog wanneer jy hierdie verhaal lees, dan kom jy agter dat die Here gebruik haar net 'n plan met haar. Juist daar waar sy onbekend is. En teenoor haar word vir ons vertel van Naaman. Die ou wat 'n paar groot foute in hierdie gedeelte gemaak het, en ek wil net so 'n paar van hulle noem. Die eerste is dat hy die verkeerde geskenke gevat. Hy het 'n klomp kilogram silwer en 'n klomp kilogram goud, 68 kilogram goud gevat, hy het 10 stelle klere gevat, want hy het geglo dat hy moet betaal vir hierdie genesing. Hy moet iets gee, en tog het hy die verkeerde prys gevat. Want ek en jy kan nie betaal vir genesing van ons siel nie. Ons kan alles wat ons het bymekaar maak en aanbied en gee, maar daar's sekere goed waarvoor jy nie met materiële goed kan betaal nie. En dis die fout wat hy gemaak het. Hy het geglo dat hy dit self nog daarom kan vergoed daarvoor. En dit wat Christus gedoen het om vir ons te betaal, daar is geen geld wat kan opmaak daarvoor nie. Daar's niks wat ek kan doen om hierdie afstand wat tussen my en God bestaan te laat herstel wat ek materieel kan doen nie. Dat hy gaan aanklop het by die verkeerde adres, was nog 'n fout wat hy gemaak het. Hy het gegaan na die koning van Israel. Hy het geglo dat hy met die belangrike mense moet gaan praat. Hy gaan in Israel, sy eerste adres waar hy gaan stil staan is die koning van Israel. En daarvoor vat hy die regte papiere saam en hy kry die regte papierwerk agter die rug en kom hy by die koning van Israel en sê die koning, maar ek kan jou nie gesond maak nie. En die fout wat Naaman gemaak het is dat hy geglo dit is die groot en die belangrike en die bekende mense wat 'n verskil in sy lewe gaan maak. En tog is die doodgewone mense, die
Die ou wat jy môreoggend ontmoet, wat nie so belangrik is nie, wat dalk nie dieselfde status as jy het nie, wat 'n verskil in jou lewe kan maak. Die ou wat dalk die genesing vir jou kan beteken. Nou, Aman se derde fout was is dat hy die verkeerde vertroue gehad het. Dat hy geglo het dat die koning gaan hom gesond maak, dat sy geld gaan hom gesond maak, maar dat hy nie besef het dat dit God is wat hom dat dit God is wat die genesing bring nie. En die teksvers wat ons net so vinnig oor gelees het, vers 1, sê vir ons deur hom, dis nou deur God, deur hom of deur Naaman, deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Sommer heel aan die begin ons met daai teksvers en sê jou oor groot oorwinnings waaroor almal so juig en bly wees, God het daai oorwinning vir jou gegee. God het jou gebruik om die Israeliete te straf oor die sonde wat hulle in hulle lewe het. En baie keer dan dink ons God kan nie werk deur as ek tog nie iets vir hom doen nie. God gebruik ongelowige mense wat hom nie ken nie, wat die vyand is, gebruik God. So wat Aram nog nie besef het nie, is dat sy vertroue was in homself, en daarom moet ek gesond gemaak word, want ek is daarom 'n belangrike man, en ek het ver gery en moeite gedoen. As jy mooi lees, dan sê jy, maar God het hom gebruik om God se doel te bereik. En baie keer dan dink ons, jy weet die vyand, die ongelowige, of wat ons ook al wil noem, is so baie en dit gaan so sleg met die kerk en hoe gaan alles nou regkom in hierdie wêreld? En dan begin God en hy gebruik selfs ongelowige mense sonder dat hulle dit weet. En dit laat baie keer miskien die vertroue in hulle self stel tot hulle besef, maar dit kom van die Here af. En die vierde fout wat Naaman gemaak het, is dat hy die verkeerde voorskrif gebruik het. Dat toe hy gehoor het, dat Elisa vir hom sê, maar gaan was jou in die Jordaan, dat hy nie tevrede was daarmee nie. Hy het daarom iets meer verwag. Hy het dan verwag dat Elisa, die profeet, gaan uitkom en hy gaan daar so in die straat of waar ook al 'n groot sien maak en hy gaan die Here se naam aanroep en dan gaan hy sy hand vat en dan gaan hy oor sy melaatsheid vat en dan gaan hy gesond word. En dit is die verwagting wat Naaman gehad het. En tog gaan was jy net 7 keer in die Jordaan. En Naaman was briesend geweest. Dis glad nie wat hy verwag het nie. Dit was die swakste behandeling wat hy ooit gekry het. En nadat sy amptenaar hom ooreed het, het hy hom gaan was in die Jordaan 7 keer. Jy sien, daar is 'n verskil tussen die voorskrif wat die wêreld gee vir geluk en die voorskrif wat God gee vir geluk. Daar is 'n verskil tussen wat God gee en wat die wêreld gee. En baie keer volg ek die voorskrif wat die wêreld vir my gee. En ek luister nie na die voorskrif wat God vir my gee nie. So die eerste wat ek net wil hê jy by stil staan, is die feit dat hierdie meisie onbekend was, maar juis haar onbekendheid kon sy gebruik. Die tweede is dat sy vergifnis in haar hart gehad het. As 'n mens jouself net so bietjie sou indink in hierdie meisie se lewe. Sy was jonk gewees, sy was ver weggevat van die Israeliete. Die Arameërs het met strooptogte deur die land gegaan. Hulle het nie lasbriewe gehad of toestemming gehad nie. Hulle het soos soldate in daai tyd eenvoudig aan 'n huis geklop en daai deur afgeslaan en net deur die huis gestap en als gekyk wat mooi is en vir hulle self net die mooiste goeders gevat, die silwer en die goud en al die mooi goed. En dan het hulle miskien die huis afgebrand, die mense doodgemaak. En as daar iemand is wat hulle vir 'n slaaf wil terugvat na hulle land, toe het hulle dit gedoen. En hierdie meisie is deur alles. Dit is in haar huis wat sy as jong mens waarskynlik moes beleef het, dat hierdie soldate in haar huis ingekom het.
dat hulle 10-1 alles vernietig het van haar huis, dat hulle 10-1 haar ouers en haar familie doodgemaak het. En nou sit sy in die vreemde, ver van haar land af. Sy sit nou in die vyand se huis. Sy sit in die hoof van die weermag se huis, die hoofvyand van die Israeliete. Ek en jy sou anders te reageer het. Ek en jy sou bitter ongelukkig gewees het. Ek en jy sou waarskynlik gesê het, ek is bly hierdie ou het nou melaatsheid gekry. Dit is nou die blinde sambok. Dit is presies wat hy verdien, wat hy aan my volk gedoen het, en wat hy aan my mense gedoen het, en my familie gedoen het. Ek is so dankbaar, dat hy nou siek geword het, en ek hoop hy pyn, en ek hoop hy gaan stadig dood. Maar dit is nie soos wat die meisie gereageer het nie. Sy het vir die Naaman se vrou gesê, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom. En sy kon dit doen. Sy kon die hoofrol wat God vir haar gegee het om te speel in hierdie verhaal, kon sy doen, want haar eie hart het gesond geword. Dis omdat sy self vergewe het en vrede gemaak het met haar omstandighede, dat God haar kon gebruik het. Want sy kon, soos wat ek en jy, dalk baie keer goeie rede het om ongelukkig te wees oor goed, wat ook al. Ek het rede om kwaad te wees vir daai ou en daai ou, want hy het my te nagekom, en ek kan vir jou 'n lys gee, ek kan hom prokureur toe vat, ek kan hom hof toe vat, ek kan hom kaal laat uittrek, ek het genoeg rede, hy het baie kwaad aan my gedoen. Maar hierdie meisie het dit anders te benader. Sy het vrede gemaak daarmee. En die oomblik toe sy vrede gemaak het, kon God haar gebruik het. En baie keer dan sê ons, Here, hier is ek, u dienskneg, u diensmaag, ek wil, u kan my gebruik. Maar hier is 'n klomp kwaad in my, hier is 'n klomp seer in my. En solank soos ek met die goed loop, dan blokkeer dit God se werk in my lewe. En baie keer sê ons, ek sal jou vergewe, maar ek gaan nie vergeet wat jy aan my gedoen het nie. Hierdie meisie het 'n tweede tree gegee, 'n tweede myl geloop in vergifnis. Dis nie net God verwag nie net van ons om te vergewe nie, God verwag om goed te doen aan die mense wat aan ons kwaad gedoen het, wat ons moes vergewe het. Ten spyte van wat hierdie man, Naaman, aan my ouers gedoen het en alles in my land gedoen het, gaan ek vir jou die heel belangrikste inligting gee wat ek het. En dit is dat ek weet daar is 'n profeet wat jou wel kan gesond maak. So, die oomblik wanneer ek genesing kry, kan God my gebruik om ook genesing vir ander te gee. Die derde ding wat ek graag met jou wil deel uit raak sien in hierdie gedeelte is hierdie meisie se geloof. Sy was so seker gewees. Sy het met soveel oortuiging het sy vir Naaman se vrou gesê, hy moet net by daai profeet in Samaria uitkom. Hy moet net daar uitkom. En is nie dat die profeet so belangrik is nie, inteendeel, dit gaan nie oor die naam of wie die profeet is nie, want dit is presies wat Elisa nie wou gehad het nie. Die man het met 'n klomp geskenke by hom aangekom. Ek bedoel, as hy met 10 stelle klere by my aangekom het en met soveel goud en silwer, ek sou dan regtig gesê, nee, dis okay, ek sal vir jou gebed doen, maar sit maar daar neer. Dit is nice to have. Hierdie werk van my het sy byvoordele. Maar dit is nie wat Elisa doen nie. Elisa sê, ek wil nie jou geskenke hê nie, want dit is nie ek wat jou gesond maak nie. Dit is God wat jou genees. En dit het sy dienskneg Gehasie nog nie verstaan nie. Gehasie wou so nog die geskenke gehad het. Maar hierdie meisie se geloof was so oortuig dat sy geweet het dat die genesing sal kom. En sy het eintlik haar lewe in gevaar gestel, né? As jy nou dink, Naaman het nadat hy nou
sy meer gestrip het, ek kon 'n ander woord daar gebruik het, maar en daar omdraai en hy gaan huis toe, sou sy verseker doodgemaak gewees het, want sy het hom regtig in 'n vernedering gebring, sy het hom ver gestuur en hy het met moeite gedoen, sy het die risiko geloop dat as hy nie gaan gesond word nie, gaan hy verseker, gaan sy tweede kom, gaan sy gestraf word. En nog steeds het sy gesê, gaan daai profeet vir jou help. Hoe kry 'n mens so geloof? Hoe lewe mens hoe kry jy so geloof? Hoe kan ek en jy met soveel oortuiging sê, die Here sal ons help, dit sal gebeur, die Here kan dit doen. Want ons het so baie teleurstellings, daar is so baie goed vir ons bid, Miskien bid ons vir die verkeerde goed, want ons bid selfsugtig, ons bid soos Jakobus sê, bid verkeerd, want ons bid net vir onsself, maar hoe kry ek daai geloof dat ons kan aangaan, en kan weet die Here gaan by ons wees. En in ons gesprekke, tussen die GR-lede, ons is besig met 2021 se kalender, en in ons ringspredikante, toe ons nou dag met mekaar gesels het, hoe gaan dit met julle beplanning vir 2021? Ek weet nie eers wanneer die skole gaan begin nie, ek weet nie eers of die skole gaan begin nie, ek weet nie gaan volgende jaar, het lyk nie vir my asof hierdie siekte gou gaan eindig nie, ek weet nie, daar praat van 'n tweede en 'n derde, en wanneer gaan dit ophou? En dit is asof mens, almal van ons so half 'n bietjie, ons weet nie wat die pad vorentoe inhou nie. En dit is asof ons, met alle respek, dit is wat die lockdown nou maar aan ons doen, is dat ons maar bietjie terugtrek in ons eie hoekie, en ons kan nie anders doen nie. Een is 'n wet dat ons dit moet doen, en twee, dat ons dit vir ons gesondheid moet doen. Maar ons verval hier in ons eie wêreldjie, en ons beplan nie vorentoe nie. Maar hierdie meisie het God geken. Hoe kry jy hierdie geloof? Dis wanneer jy 'n pad met God stap. Dis wanneer jy ontdek in jou lewe, op die punte wat die Here vir jou gesorg het en jou gered het, dan besef jy, ek kan op God staat maak. Hy kan dit doen. En hoeveel van hierdie geloof het ons in ons lewe nou nodig? Van hierdie boldness het ons in ons lewe nodig, om te kan weet, maar God sal help, God sal voorsien, God sal tot 2021 vooruit trek. God is besig om sy koninkryk op aarde te bou, en miskien is dit nie altyd vir my so sigbaar nie, maar God is besig in mense se lewens, en hy is besig in my lewe, en hy gebruik ander rolspelers, hy gebruik nie sulke belangrike mense nie, maar hy gebruik die doodgewone jong meisie in die kombuis van koning, of van Naaman, die tweede in bevel. En dan sluit hierdie gedeelte af. En ek gaan nou ek wil net gou vinnig teruggaan na die teksvers, vers 15. Dit is nou, hy en sy hele gevolg, Naaman, hy het teruggegaan na die man van God toe, en daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Hierdie meisie se doodgewone getuienis, haar geloof, haar nederige posisie, die genesing wat sy in haar hart gekry het vir vergifnis, het haar in staat gestel om die tweede belangrikste ou in die wêreld in daai tyd tot bekering te help. Deur haar getuienis het sy hierdie ou gehelp om tot die insig te kom, dat daar is geen ander God nie. En ek en jy is nie so blootgestel aan afgoderry, soos bietjie meer nou in die nuwe Suid-Afrika, maar ons is nie so blootgestel soos wat hulle in daai tyd was nie. Elke ou het sy God gehad wat hy aanbid het, en elkeen het sy eie storie gehad. En hierdie ou het tot die konklusie gekom, God is die enigste waaragtige lewende God. En dit het begin by iemand in die Bybel oor wie daar net 2 verse geskryf staan. Iemand wat ons nooit verder iets weet van nie.
Miskien is jy daai een waaroor dalk net 2 verse geskryf word. Maar jy was die een gewees wat op die regte tyd hoop gegee het. Jy was die een gewees wat op die regte tyd vergifnis gegee het, omdat jy self die seer in jou gesond geword het. Jy was die regte persoon wat in God se oë die hoofrol speel van die plek waar God jou wil gebruik. Amen. Onse Vader, Here, baie dankie dat ons in U kan vashou en dat ons kan weet dat ons ook gebruik word, dalk op 'n baie onbenullige manier. Niemand sien dit raak nie. Dat ons ook 'n rol kan speel, dat die geloof wat ons het, die genesing wat in ons hart plaasvind, dat U ons wil gebruik. Ons aanbid U. Amen. Ons is elke week besig om dankie te sê vir mense, soos ons het met die mediese personeel, ons het verlede week vir die ouers, en ons wil vandag net kom dankie sê vir onderwysers. So as iemand in die onderwysberoep is, wil jy net 'n oomblik opstaan, al die onderwysers, wil jy net vir 'n oomblik opstaan nie. Julle is dan maar skaam en nederige mense. So, ons wil net vir julle dankie sê. En ek het verlede week gesê, ons is ouers, is veral julle wat nou kleinkindertjies in die huis het, waardeer onderwysers baie meer nou, omdat ons meeste van julle dalk julle kinders moes help wiskunde leer, en Erna was nie daar om die wiskunde vir ons kinders te leer nie, en so was die Afrikaanse meneer nie daar gewees nie. So ons het nuwe waardering vir elkeen wat in die onderwysberoep is. En ons wil net sommer vanoggend vir julle dankie sê. Julle kan sit en ons wil graag 'n video speel wat ons sommer net so as 'n dankie sê vir alles wat julle vir ons doen en vir ons kinders doen. Vandag wil ek as skrywer en as pa vir elke onderwyser sê baie dankie vir die ekstra moeite en die ekstra tyd wat julle tot dusver in hierdie jaar ingesit het. En ek wil vandag 'n rympie aan julle opdra. Dit kom uit hierdie boek met die naam Ek wil nou nie snaaks wees nie. En die rympie gaan oor iets wat elke skoolkind vandag waarskynlik graag vir julle persent wil gee. 'n Rooi pen wat net regmerkies maak. 'n Rooi pen wat net regmerkies maak, wat weier om kruisies te trek. Ek wil al lank 'n uitvinder word, en dit is my eerste projek. 'n Rooi pen wat net regmerkies maak. Wat 'n briljante idee! Vir elke onnie in my hele skool gaan ek so 'n pen persent gee. 'n Rooi pen wat net regmerkies maak. Al die kinders gaan mal wees oor my as die hele klas vir ons volgende toets deur die bank vol punte kry. Vandag wil ek Daar's hy. Kom ons, terwyl die lofprysingsspan vorentoe kom, kom ons kyk net na die afkondigings. Offergawes gaan by die deur wees, so as jy uitstap, net terwille van genesing in hierdie tyd, gaan ons dit nou nie die offer bordjie rondstuur nie. Jy ken nou al die reëlings, jy kan sonnagoggend na 6 kan jy op die link druk wat ons vir jou gee en net registreer, of as jy nou nie rekenaarvaardig is en al daai goeders verstaan nie, dan kan jy sommer ook maar net by die kerk opdaag en dan gaan ons jou koers meet en jou naam en besonderhede inskryf. Die opname van hierdie erediens gaan nie 11:00 nie, maar 12:00 beskikbaar wees op YouTube, as jy dalk dan kyk. Die kerkkantoor se ure is nou weer normale ure, en dan die jeugaksies vanmiddag plug-in, en die jongvolwassenes woensdag aand. Die meeste van die groeigroepe het ook al begin om by mekaar te kom. En dan ons kry en ry bazaar is Vrydag 6 November. Onthou dat jy die 1 November al jou bestelling moet insit, andersins gaan jy te laat wees. Goed, en dan nagmaal volgende Sondag gaan ons eerste nagmaal hê, en ons gaan dit so 'n bietjie anders te doen.
jy gaan nie 'n bordjie kry wat lyk soos daai wat rondgestuur word nie, jy gaan 'n pakkie kry, 'n steriele pakkie. Wat Dorothy hulle met masker op en in plastiek jou broodjie insit en in jou glasie, 'n toegeseelde glasie. So jy moenie bekommerd wees oor die daar's geen kieme, daar's ook 'n plakker op wat sê geen coronavirus nie. Ons kan dit guarantee. Wel amper. So volgende Sondag en dit is ook ons 10de maand 'n geleentheid en soos jy nou weet, dit is altyd mos 'n belangrike groot Sondag aan ons want ons elke keer vorentoe kom en die offerkis hier voor en ons gaan dit volgende week weer hê, so jy kan met jou masker vorentoe kom en jou 10de maand ingooi of as jy nog nie die eredienste kan bywoon nie en jy kyk nog net so op YouTube, dan is jy welkom om dit te EFT. Goed, kom ons staan en dan sing ons slotlied. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.